Ons maak ons oop toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U, dat ons ook vanmôre weer hier in U huis bymekaar kan kom. Here, ons dankie vir U groot liefde en genade, U goedheid en U guns wat U ook deur elke dag vir ons gee. Dat ons ook die voorreg het om in U te kan glo, dat die Heilige Gees in ons harte werk. Here, dat ons daardie wonderlike besef kan hê, dat ten spyte van ons swakheid, ons nietigheid en ons sondigheid, is U die groot en almagtige God, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die almagtige. En Here, dat U ons so lief het, dat U U enige gebore seun gestuur het, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar sodat ons die ewige lewe kan hê. En Here, daarom wil ons antwoord met lewens van dankbaarheid. En daarom vra ons ook vanmôre, Here, werk met die Heilige Gees in ons harte en deur ons verstand, lei ons en rig ons, maak ons ore oop, gee dat ons sal hoor, en dat ons ook dit wat ons hoor in ons harte sal aanneem, en dat ons dit ook in ons lewens sal gaan uitleef, sodat ons daardeur dan ook ons dankbaarheid aan U kan bewys. Here, dit vra ons en bid ons dan alles, as dit U wil is, en ons vra spreek, Here, want ons U kinders wil graag luister, en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ek wil vir ons lees uit Johannes 15 uit. Ek wil net die agtergrond so vinnig skets. So ons is besig met hierdie reeks van ons, kom ons sê maar sy groot opskrif is, hoe om gestuurdes van God, of getuies van God, of disippels van God te wees. En ons het eintlik in die 4 weke wat nou al verby is, het ons in die Ou Testament gekyk. Nou die Ou Testament word ingedeel tradisioneel in 3 gedeeltes, en dit is die wet wat die eerste 5 boeke is, en dan is daar ook die geskrifte en die profete. Nou ons het in 'n sekere sin, het ons gekyk vanuit die Ou Testament uit, van hoe om gestuurdes te wees, of goeie gestuurdes, disippels van Jesus, het ons uit al 3 gekyk. Ons het gekyk uit die wet uit, ons was daar in Genesis gewees, in Genesis 12, ons het gekyk na die profete, en ons het ook in die geskrifte, waaronder Ester tel, wat ons verlede Sondag na gekyk het, gaan kyk hoe daar vir ons gesê word, hoe om gestuurdes te wees in hierdie wêreld waar ons onsself bevind. Maar in die Nuwe Testament kom God self in die vorm van Jesus Christus, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, God die Woord, kom hy self aarde toe. En ek wil hê dat ons nou, nie net vanmôre nie, maar nog so 'n paar Sondae, dat ons spesifiek gaan kyk na wat ook die Nuwe Testament sê, hoe om gestuurdes van God in hierdie wêreld te wees waar ons onsself bevind. En Johannes 15 is waar Jesus ook aan die woord is. Hy praat hier met sy disippels, en ek wil hê ons moet hier van vers 1 af lees, Johannes 15 van vers 1 af. Jesus sê hier, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Nou as hy hier sê, dat ek myself net onderbreek, ek is die wynstok, in ons maklike taal vandag sal dit letterlik beteken, hy sê, ek is die druiweprieel, ek is die druiweprieel, ek is die wynstok, en hier is natuurlik diep simboliese betekenis verder ook in hierdie spesifieke voorbeeld wat Jesus gebruik, as ons nou dink na die nagmaal toe wat ingestel is, waar hy uiteindelik sê, die Ou Testamentiese verbond van die besnydenis word nou verander. Is nie meer die besnydenis nie, maar nou is die wyn, is nou die teken van sy bloed wat vir ons gevloei het. So hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie,
as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Ons lees net tot sover, dit is die einde van die hoofstuk. As teksvers wil ek vir ons uitlig vers 16, daar is sekerlik baie verse wat ek kon uitlig as teksvers, maar ek dink in 'n sekere sin som vers 16 dit alles op. In vers 16 lees ons dat Jesus sê vir hulle, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Die agtergrond hier is dat ons onmiddellik moet besef, dit wat Jesus sê en wat baie belangrik is, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is slegs in hierdie wêreld, en ons is gestuurdes in hierdie wêreld met 'n spesifieke taak en met 'n spesifieke roeping, om tot eer van hom te leef, en soos wat ons nou hier gaan sien, om die goeie vrugte te dra, en sy disippels te wees hier op aarde, en tot eer van sy naam te leef. En ek wil amper hê dat ons vanmôre, ons gaan weer die heeltyd teruggaan na die teks toe, maar ek wil hê dat ons die vraag weer vra, hoe sê Jesus, hoe moet ons uiteindelik as sy gestuurdes hier op aarde
hoe moet ons leef? En ek wil sommer met die deur in die huis val. Die heel eerste punt wat ons sien Jesus sê, ons moet in hom ingeplant bly. Nou as ons die voorbeeld hier vat, en ons vat die res van die Bybel ook, ek dink byvoorbeeld aan Hebreërs 11 ook, onder andere wat daarna verwys, na die geloofshelde, dan gaan dit daaroor, dat Jesus is daardie drywepreel, daardie ou stam wil ek amper sê. En hy sê, hy het ons ingeënt op hom. Ons is die lote wat uit hom uitgroei. Daar is 'n hele, wil ek amper sê, redenasie uit te maak daarvoor dat Israel van ouds was die oorspronklike lote gewees wat uit Jesus uitgegroei het, maar hulle het nie vrug gedra nie, daarom het hulle uitgekap. En nou is die nuwe lote wat ingeënt is nou almal wat in hom glo, soos wat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So Jesus kom verander dit in die Nuwe Testament. Nou ent hy elkeen wat in hom glo, plant hy in hom in, ent hy in hom in, sodat ons uit hom uit kan groei en uiteindelik vrug kan dra. En dis waaroor dit hier gaan. Ons sien dit in verse 4 en 5. Ek wil vers 4 en 5 weer vir ons lees. In vers 4 en 5 sê Jesus, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. In vers 5 sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. En ek dink daardie laaste gedagte is baie belangrik, dat ons moet besef, as ons nie in Jesus ingeplant is nie, kan ons niks doen nie. Maar wanneer ons in hom ingeplant is, dan kan ons ook vrugte dra. En daardie vrugte kan ons miskien sê is die goeie vrugte van die Gees wat in Galasiërs 5 vir ons beskryf word. Maar Jesus wys ook direk vir ons in vers 7 en ook in vers 16 hoe dit lyk wanneer ons in hom ingeplant is. En daar's twee dinge en ek wil amper sê dit voel vir my of ek dit die afgelope tyd elke Sondag sê, maar dit kom maar weer terug daarna toe. In vers 7 sê hy, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hier's twee dinge wat ek hier sien. Die eerste ding is hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle. Nou, wat is Jesus se woorde? Dis wat ons hier lees. Die woord van God is die Bybel. Dit is Jesus se woorde wat ons vandag het. Met ander woorde, hoe bly ons in Jesus? Ons moet hom ken. En hoe ken ons hom? Ons moet Bybel lees. Dis waar dit begin. En dan die tweede ding is hy sê, as julle my ken, as julle in my woord bly, dan sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Nou, hoe vra ons wat ons wil en ons sal dit verkry? Ons bid. So dit kom weer terug. Ons moet Bybel lees en ons moet bid. Ons moet 'n persoonlike verhouding met die Here hê. Dit is waaroor dit gaan. Dis hoe ons in God ingeplant bly. En dan in vers 16 wat ons teksvers is, het ons dieselfde gesien. Jesus sê, julle het my nie uitverkies nie. So hoe bly ons in Jesus? Dis net genade alleen omdat hy ons uitverkies het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle ook die Vader in my naam vra, hy julle dit kan gee. So weer eens, hoe weet ons wat is die regte vrugte? Ons moet Bybel lees. Dan sien ons hoe Jesus geleef het. Ons sien wat die vrugte is wat ons moet dra. En ons moet ook weer bid. Ons moet ook bid dat Jesus ons daardie vrugte sal laat dra, sodat ons goeie disippels, goeie voorbeelde van hom hier op aarde kan wees. Die tweede ding wat ons sien, ons tweede antwoord op hierdie vraag, hoe is ons goeie gestuurdes? Hoe sê Jesus vir ons moet goeie gestuurdes wees? Jesus sê dat ons in God se liefde moet bly. En ons sien dit daar in vers 9 vir die eerste keer. Ek wil dit vir ons lees, vers 9 sê hy, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. So ons moet ook in Jesus se liefde bly. Nou die wonderlike is, ons weet, dis die Heilige Gees wat die liefde van God in ons harte uitgestort het. Nou hoe leef ons in hierdie liefde? Vers 10 sê eerstens vir ons die eerste gedeelte daarvan, as ons net die volgende vers lees. In vers 10 het ons gelees, Jesus sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar
en in sy liefde bly. So weer eens sien ons daai nou verbinding tussen die wet van die Here, die gebooie van God en liefde, want is in 'n sekere sin is dit een en dieselfde ding. So Jesus sê, bewaar my gebooie, dis hoe julle wys dat julle lief is vir my. As julle werklik my kinders is, as julle werklik vrug dra, sal julle my gebooie bewaar, julle sal doen wat ek julle uiteindelik beveel. En dan natuurlik, en ons gaan dit nou sien ook hier, sê Jesus vir ons, wat is die samevatting van die wet? Die samevatting van die wet is die liefde. Die eerste gebod wat ons hier sien, is wees lief vir God. In die Ou Testament, baie mense sê, die Ou Testament was maar net 'n klomp reëls en regulasies, en dit was nie 'n God van liefde nie. En eers in die Nuwe Testament sien ons 'n God van liefde, maar dis nie die waarheid nie. Reeds aan die begin in die wetboeke, in Deuteronomium 6 vers 5 lees ons dat God sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hy sê dit voor hy vir die tweede keer die 10 gebooie vir die volk Israel gee, wat op die punt staan om die beloofde land binne te gaan. En natuurlik weer klank Jesus dit, sê hy dit weer in die Nuwe Testament, in daai bekende gedeelte, Matteus 22 en vers 37 en 38, weet ons, wanneer daai skrifgeleerde of die wetgeleerde vir Jesus probeer uitvang met die vraag, en hy vra vir hom, Here, wat is die grootste gebod? Dan sê Jesus vir hom, ek lees dit vir ons, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En hoe onderhou ons verder die wet? Nie net om vir God lief te wees nie, maar ook om vir ons naaste lief te wees. Dit lees ons hier in verse 12 en 13. Ons het hier in Johannes 15 gelees in vers 12 en 13. Jesus sê vir hulle, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Nou gaan ons sien ook, Jesus sê vir sy disippels, ek noem julle my vriende. Ons is sy vriende, hy het sy lewe vir ons gegee. Dis hoe hy sy liefde aan ons bewys het, en daarom moet ons nie net vir hom lief wees nie, maar ons moet ook vir mekaar uiteindelik lief wees. So, ook in die Ou Testament sien ons dit. Jesus sê, wees lief vir jou naaste, daai bekende gedeelte, ek haal dit baie aan, Levitikus 19 vers 18. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here. En Jesus sê dit weer in die Nuwe Testament, in die volgende verse, Matteus 22 vers 39, en die tweede gebod wat hiermee gelyk staan, of die woorde is letterlik in die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So die reël hier is, ons moet in God se liefde bly, en ook vers 17 wys dit vir ons. Vers 17 hiervan Johannes 15 sê, Jesus sê vir hulle, dit gebied ek julle, en dit geld ook vir ons, dat julle mekaar moet lief hê. Dit gebied ek julle, dis 'n bevel van God, dat julle mekaar moet lief hê. So met ander woorde, soos wat die wet vir ons beveel word, wat is die samevatting van die wet? Wees lief vir God, en wees lief vir jou naaste, vir jou medemens. Dan die derde ding wat ons sien hier uit Johannes 15 uit, is ons sien dat ons moet ook bly wees in en deur Jesus Christus. As ons maar altyd, wil ek amper sê, mismoedig is, en ons is altyd, wil ek amper sê, nors, en ons is nie bly nie, dan gaan die wêreld na ons kyk, en hulle gaan sê, ons wil nie Christene wees nie, want die Christene is altyd nors en mismoedig, en dit lyk sommer of die wêreld vir hulle te swaar is om te dra. Nee, ons weet, Jesus het vir ons gesterf, en hy het vir ons oorwin, en daarom het ons die vreugde van Christus in ons. In vers 11 sê Jesus, dat ek wil vir ons vers 11 weer lees, hy sê hier in vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. So dis wat Jesus ook vir ons wil hê. Hy wil hê dat ons blydskap volkome moet word. En hoekom kan ons blydskap volkome wees? Eintlik omdat hy alles tot hiertoe vir ons gesê het. Hy sê vir ons dat ek het julle uitverkies. Julle is my kinders. Ek het vir julle gesterf en ek het vir julle oorwin. En die wonderlike is, julle is in my ingeënt. Dis eintlik wanneer mens die konteks hier vat tot by vers 11, dan is dit seker wat hy tot hier vir hulle sê. Hy sê vir hulle, julle kan bly wees, want
ek is die ware wynstok en julle is die lote, julle is ingeënt in my en julle groei uit my uit. Julle gaan nie uitgekap word nie, want ek gee vir julle die vermoë om vrug te dra, en as julle in my bly, dan sal julle ook vrug dra. En die wonderlike is juis, dis wat die vorige vers ook sê. Die vorige verse sê, as julle in my bly en my woorde, en julle sal julle net wat julle wil hê, vra en dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, sê vers 8, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. So dis in 'n sekere sin is dit 'n mooi kringloop. So ons is bly omdat ons weet ons is in Jesus ingeënt. En wanneer ons bly is en ons dra die vrugte, dan verheerlik ons ook vir God. En dit is die mooi en die wonderlike wat ons hier sien. So wat ons hier dus sien is Christus het vreugde omdat hy ons kom red het. En daarom moet ons ook in daardie vreugde van hom bly leef en met dankbaarheid. Dis eintlik die uitvloeisel van vreugde. Hoe wys ons vreugde? Ons leef lewens van dankbaarheid met 'n glimlag uiteindelik op ons gesig. Dis nie vir ons swaar om die vrugte van die Gees te dra nie. Ons doen dit met blymoedigheid. Dis nie vir ons swaar om ons naaste lief te hê en vir God lief te hê nie. Hebreërs 12 vers 2, dis daardie bekende gedeelte wil ek amper sê wat altyd by die atletiek gelees word. Bly volhard soos atlete, die gedagte daar agter. Nou in Hebreërs 12 vers 2 sê die skrywer van Hebreërs sê met die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. En dan hoor hierdie gedeelte wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. So wat hy eintlik hier sê, die Hebreërs skrywer, is hy sê, dit is wat vir Jesus gegee is. Hier's vir hom gesê, hier is die kruis. En hy het gesê, ek gaan met vreugde na die kruis toe. Hoekom? Want ek weet as ek aan die kruis gaan sterf, dan was ek my kinders skoon van hulle sonde. As ek aan die kruis gaan sterf, dan maak ek hulle regverdig voor God. As ek aan die kruis gaan sterf, dan oorwin ek in hulle plek uiteindelik die sonde, die duiwel. En omdat ek na die kruis uit die doodheid opstaan, oorwin ek ook die ewige dood en gee vir hulle die ewige lewe. Dis die vreugde wat vir Jesus voorgehou is. En daarom het hy blymoedig met vreugde na die kruis toe gegaan en met 'n vreugde vir ons gesterf. En daarom, omdat ons weet dat hy vir ons gesterf het, daarom kan ons ook met vreugde as sy kinders hier op aarde ook sy gebooie bewaar, sy liefde teenoor ons naaste ook uitleef, kan ons vir hom en ons naaste lief wees. Dan die volgende punt wat ons sien, is ons sien dat ons ook sy disippels moet wees. Hy sê, wees my disippels. Ek wil eers hê dat ons daarna kyk in vers 8. Hier in vers 8 het ons gelees dat Jesus sê, waar sê nou, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. So ons dra vrug, en ons is sy disippels. Dit is die belangrike hier nie. Julle gaan dalk my disippels, of julle kan my disippels wees nie. Hy sê, as ek julle uitverkies het, omdat julle in my ingeënt is, sal julle my disippels wees. As julle werklik my kinders is, en julle verstaan werklik waaroor dit gaan, sal julle nie anders kan nie. Julle gaan my disippels wees, julle gaan my volgelinge wees, wat my naam verkondig, wat uiteindelik liefde teenoor God, en liefde teenoor jou naaste uiteindelik wys in hierdie wêreld met blydskap, wat die vrugte van die Gees dra met blydskap. Vers 15 konnekteer ook daaraan. In vers 15 sê hy, dat hy noem ons nie meer diensknegte nie, maar vriende. Kom ek lees vers 15. Vers 15 sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. So die wonderlike hier is, Jesus sê, dit is nie iets wat julle nog moet uitvind nie, dit is nie iets wat in die duister is nie, julle weet wat julle moet doen, julle weet hoe julle my disippels moet wees, julle weet hoe julle my diensknegte moet wees, hoe julle my moet dien, en daarom is julle nie mense wat in die donker rondtas nie, maar ek gee vir julle die lig, en my lig skyn deur julle, sodat julle ook kan sien wat die pad is wat julle moet loop, die nou in die reguit weg, of die smal weg wat gaan uiteindelik deur die nou poort. Dis nie vir julle 'n misterie nie, julle weet wat julle moet doen, en daarom uiteindelik sê hy,
is julle nie soos diensknegte wat nie weet nie en die Heer of die baas sê maar net doen dit en jy doen dit nie. Nee, julle weet wat die einddoel is. Julle weet ek het oorwin en julle weet dis hoekom julle die werk moet insit. Dis hoekom julle dankbare lewens leef, omdat julle weet wat die eindproduk is en dit is die wonderlike en hy sê daarom noem ek julle nie meer diensknegte nie en daarom sê hy wees my disippels. Maar die keuse wat ek amper sê, wat ons moet maak hier, ek wil amper sê, dis die voorstel wat ek moet maak. Jesus sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, maar ons moet nog steeds die keuse maak en ons wil sê, ons wil nog steeds dien. Ons hoef nie diensknegte noodwendig te wees om te dien nie, maar ons kan kinders van God wees wat hom dien. Ons kan mekaar se broers en susters wees wat mekaar uiteindelik ook dien. Vers 20 wys ook daarop dat ons moet bereid wees om die minste te wees. In Johannes 3 vers 30 skryf Johannes ook, ek moet minder word sodat hy kan meer word. So ek moet myself kleiner maak sodat Jesus uiteindelik kan groter word. So hier in vers 20 het ons gelees, Jesus sê vir hulle, onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n dienskneg is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle jou ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jou woord ook bewaar. So dit is die ding wat ons ook moet weet. Ons is Jesus se disippels, ons is sy volgelinge in hierdie wêreld. Sal dit nie maklik wees nie, want ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is slegs in hierdie wêreld. En daarom sê hy, daar sal vervolging wees, daar sal uiteindelik haat wees, maar as ons onsself minder maak en ons is bereid om te dien, om sy disippels te wees, dan sal hy, wil ek amper ook sê, vir ons die krag gee om dit te doen waarvoor hy ons geroep het. Dan sal hy deur ons swakheid, soos wat Paulus sê, uiteindelik ook sy grootheid uiteindelik tentoonstel, want dit is hoe Jesus ook werk. Hy wil hê ons moet uiteindelik bereid wees om te dien, soos wat hy vir ons die voorbeeld was en vir ons kom dien het. So daarom is dit belangrik dat ons sy disippels uiteindelik sal wees. En wat doen disippels? Dit is ons laaste punt vanmôre. Hulle doen wat Jesus beveel het. Hy sê dit vir ons die eerste keer daar in vers 14. Ons het in vers 14 gelees dat Jesus sê, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. So, hoekom is ons sy vriende? Uit dankbaarheid. En dan doen ons dit wat hy beveel uit dankbaarheid, omdat ons besef wat hy vir ons gedoen het. En wat het hy gesê? Niemand het 'n groter liefde as hy wat sy lewe vir sy vriende gee nie. Jesus het sy lewe vir ons gegee. Daardeur wys hy dat hy ook ons vriend is. En daarom, as ons werklik sy vriende is, dan sal ons uiteindelik ook bereid wees om ons lewens vir mekaar te gee. Dit beteken dalk nie altyd dat ons letterlik vir mekaar moet doodgaan nie, maar dit beteken dat ons mekaar sal dien. Dis wat hy hier deur uiteindelik ook die vrugte van die Gees te dra, deur ook in sy liefde ingeplant te wees, en deur uiteindelik met vreugde ook mekaar te dien, en deur uiteindelik ook mekaar se hande te vat, want ons kan nie alleen disippels wees nie, want hy sê nie wees my disipel nie, hy sê wees my disippels in die meervoud, dit is meer as een, ons moet daar wees vir mekaar, om mekaar uiteindelik aan te help, en dit is die belangrike, dit is hoe ons uiteindelik doen wat Jesus beveel. Maar ook in verse 26 en 27, die laaste verse, lê Jesus weer die klem daarop, ons het daar gelees, in vers 26 en 27, hy sê, maar as die trooster gekom het, met ander woorde die Heilige Gees is die trooster, maar as die trooster gekom het, wat ek van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. So die wonderlike is hier, Jesus sê, dat ons moet doen wat hy beveel, maar hy sê die Heilige Gees sal ons bekragtig, om te kan getuig, om te kan doen uiteindelik wat hy beveel. En wat is uiteindelik daardie bevele? Juist dit wat ons hier gelees het in vers 27, gaan getuig van my, wees my getuies. Dis wat Jesus sê, voor hy opvaar na die hemel toe, en ons ken dit, Matteus 28 vers 19, hoor ons dit weer, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. So hier hoor ons weer, wees my disippels in die meervoud van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En hier hoor ons dit weer, en leer hulle om alles te onderhou
wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. En ook in Markus 16 vers 15, wat ons nou al in hierdie afgelope tyd gehoor het. En hy het vir hulle gesê, dis Jesus voor hy opvaar na die hemel toe, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So dis wat ons moet doen, wees my getuies, gaan maak disippels, gaan verkondig die evangelie. En natuurlik ook die gedeelte in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So daar hoor ons dit weer. Ek wil amper sê, dis maar net, dit wat ons hier in Johannes 15 gelees het, is in 'n sekere sin 'n opsomming van dit wat ons die heeltyd hoor, deur die Bybel heen. Gaan wees my getuies, gaan verkondig die blye boodskap van die evangelie. Julle sal die krag ontvang, die trooster, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid is daar om julle te lei. En daarom is dit ook belangrik, wanneer ons van Jesus getuig, moet dit ook in die waarheid wees. Nie met valse bedoelings of bybedoelings of om ons eie belange te dien nie, maar nee, die werklike waarheid van God se woord in 'n wêreld wat ons haat, omdat ons nie van hierdie wêreld is nie, maar slegs in hierdie wêreld is. Dit beteken dat ons baie keer die moeilike ding moet doen. Ons moet mense aanspreek oor hulle sonde, wanneer hulle dit nie wil hoor nie, wanneer dit dalk vir ons ongemaklik gaan wees. Maar Jesus sê, wees my getuies met woord en met daad, wees ingeplant in my, dra die goeie vrugte, weerspieël my liefde aan die wêreld, dra my vreugde oor, wees bly omdat ek vir julle gesterf het, omdat ek bly was om dit te doen, en omdat julle weet wat die eindproduk is, omdat julle die voorreg het en bekragtig word deur die Heilige Gees om my disippels te kan wees. Kom ons sluit af. Ons moet vir mekaar sê, wanneer ons na hierdie 5 punte wat ons vanoggend bespreek het kyk, dat dit alles is alleenlik moontlik natuurlik, omdat Jesus mens kom word het vir ons op aarde, omdat hy in ons plek die vlekkelose, sondelose lewe kom leef het, sodat hy ons regverdig kan maak ook voor God, maar ook omdat hy vir ons sondes aan die kruis kom sterf het, omdat hy ons skoon gewas het en ons geheilig het deur sy bloed. Dis wat vers 3 van ons geleesde gedeelte van Johannes 15 vir ons gesê het. In vers 3 het ons gelees, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. So Jesus sê, julle is in my ingeënt, want ek het julle gered. Op hierdie stadium, wanneer hy vir die disippels sê, het dit nog nie gebeur nie, maar hy weet wat die eindresultaat is. Dis hoekom hy sê, julle is nie meer diensknegte nie, maar julle is vriende, want ek sê julle wat julle moet doen. Omdat hy ons gereinig het, en ook omdat hy die dood oorwin het, deur uiteindelik op die 3de dag uit die doodheid op te staan. En omdat hy die dood oorwin het, daarom kon hy opvaar na die hemel toe. Daarom is die Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag. Die Heilige Gees het die liefde van God in ons harte ook uitgestort, sodat ons ook met daardie liefde uiteindelik kan leef. En daarom, omdat ons weet die Heilige Gees is in ons harte, daarom uiteindelik het ons die krag en die vermoë om ook in hierdie lewe tot eer van God te leef, om in hom ingeplant te bly en die goeie vrugte te dra, om lief vir hom en ons naaste te wees, en uiteindelik met 'n vreugde, goeie werke en 'n dankbare lewe hier te leef, omdat ons uiteindelik die voorreg het om sy disippels te kan wees en deur die krag van die Heilige Gees wat in ons werk, uiteindelik te kan doen wat hy beveel. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons kan weet, ons is nie alleen nie, maar dat U altyd by ons is, ja, dat U Heilige Gees uitgestort het om in ons harte te kom woon. En Here, wat 'n voorreg dat ons kan weet, dat die Heilige Gees ook in elkeen van ons se harte woon, dat hy ook ons gewete is, dat hy ons rig en ons lei, en dat hy vir ons die krag gee, om ook die lewe te leef wat U van ons verwag. Ja, Here, in 'n wêreld waar ons onsself bevind, omring deur die duister en die sonde, in 'n wêreld waar ons elke dag al hoe meer gehaat word, in 'n wêreld waar ons duidelik sien dat daar elke dag al hoe meer teenstand teen die Christelike geloof is,
voel dit dalk moeilik, voel dit so dikwels of ons eerder moet handdoek ingooi en moet tou opgee. Maar Here, ons weet, ons hoef nie moed op te gee nie, ons hoef nie moedeloos te word nie, want ons krag kom nie van onsself af nie. Want as dit van onsself afgehang het, dan was alles te vergeefs en dan was ons verlore. Maar ons krag kom van Jesus Christus af. Hy, die koning van die konings, wat vir ons die sonde kom oorwin het, wat vir ons ook die ewige dood oorwin het, en wat vir ons die vreugde kom gee het, om ook in sy vreugde te deel. Here, ons dankie dat die Heilige Gees vir ons ook die krag sal gee, sodat ons u getuies kan wees, en ons dankie dat ons elke dag ook deur daardie krag, deur u liefde en u genade, ook ons lewens kan leef, en daarom vra ons ook, Here, lei ons dan ook die toekoms in, elke dag, elke sekonde van ons lewens verder, dat ons werklik ook deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons dan ook sal leef, dat hy ons sal lei, dat hy ons sal rig, en dat ons elke keer wanneer ons moedeloos weer opnuut na ons harte sal kyk, sal inkyk en sal besef, ons hoef nie moed op te gee nie, en ons hoef nie moedeloos te wees nie, want u gee vir ons die krag, stap vir stap, tree vir tree, asemteug vir asemteug, om ook u disippels te wees. U maak dit vir ons moontlik, en Here, daarvoor wil ons u loof en prys en dank. Here, ons vra ook, wees saam met elkeen van ons wat hartseer is, elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het. Here, lei ook vir ons in hierdie wêreld, vertroos vir ons, genees vir ons van ons siektes, maak vir ons gesond, genees ons beserings, en gee dat ons ook deur alles, selfs al word ons nie gesond nie, selfs in ons tye van rou en hartseer, selfs in tye waar ons beserings dra, dat ons ook in al daardie tye, deur dit alles heen, sal besef dat u ons ook roep om u disippels te wees, dat ons gestuurdes is met 'n taak in hierdie wêreld, en dat ons ook deur die krag wat ons van u af ontvang, die lof en die eer en die heerlikheid aan u kan bring, en ook met vreugde in hierdie wêreld, 'n goeie voorbeeld en goeie disippels vir u kan wees. Here, al hierdie dinge vra ons dan, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit u wil is in u groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.